los hombres, pasa a los hombres, ya ves, Señor. Daar is sekere gedeeltes in die Bybel wat ek nie graag hardop wil lees nie. As ek die stuk lees, dan dink ek, liewe ouers, wat staan hier? Hoekom staan dit hier? Wat wil die Here hierdeur sê? As iemand hierdie moet lees en hulle vra vir my, ek moet hulle help om dit te verstaan, wat op aarde sê ek? Een so gedeelte kry ons in Numeri 12. Dis regtig 'n gedeelte wat ek oor sidder. Dit gaan hier oor Moses wat 'n vrou uit die Sudan vir hom gevat het. Kan julle dink, hoe op aarde antwoord ek mense as hulle my hieroor iets vra? Maar nou is die verrassende, God het dit in die Bybel met 'n doel. En daardie doel is nie om vir ander mense antwoorde te gee nie. Daardie doel is om vir my te help in my verhouding met die Here. Kom ons lees Numeri 12 saam. Miriam en ook Aaron het teen Moses uitgevaar oor die kasiet wat hy as vrou geneem het. Ja, hy het 'n kasiet as vrou geneem. Hulle het gesê, is dit dan net deur Moses wat die Here gepraat het? Het hy nie deur ons ook gepraat nie? Die Here het dit gehoor, maar die man Moses was baie beskeie, meer as enige mens op aarde. Die Here het dadelik vir Moses, Aaron en Miriam gesê, gaan julle 3 na die tent van ontmoeting. Hulle 3 het toe gegaan. Die Here het in 'n wolkkolom afgekom, hy het by die ingang van die tent gestaan en Aaron en Miriam geroep. Toe hulle 2 vorentoe kom, het hy gesê, luister nou na my woorde. As daar 'n profeet onder julle is, sal ek die Here myself in 'n visioen aan hom bekend maak. In 'n droom sal ek met hom praat. Met my diensknegt Moses is dit anders. In my hele huishouding is hy betroubaar. Van aangesig tot aangesig praat ek met hom. In 'n verskyning, nie in raaisels nie. Die verskyningsvorm van die Here sien hy. Waarom was julle dan nie bang om teen my diensknegt Moses uit te vaar nie? Die toorn van die Here het teen hulle ontbrand en hy het weggegaan. Toe die wolk van die tent af terugtrek, staan Miriam daar met 'n velsiekte, wit soos sneeu. Aaron het na Miriam gedraai en jou waarlik sy het 'n velsiekte. Aaron het vir Moses gesê, asseblief my Heer, moet tog nie die straf vir die sonde wat ons in ons dwaasheid begaan het, op ons lê nie. Laat sy tog nie wees soos 'n doodgebore kind, waarvan die liggaam wanneer dit uit die moederskoot kom, reeds halfpad verteer is nie. Moses het toe na die Here om hulp geroep. O God, asseblief, maak haar tog weer gesond. Daarop sê die Here vir Moses, as haar vader haar maar net in haar gesig spoeg, sou sy nie 7 dae lank in die skande gewees het nie. Laat sy 7 dae lank buite die kamp uitgesluit word, dan kan sy terugkeer. Miriam is toe 7 dae lank buite die kamp uitgesluit, en die volk het nie weggetrek, totdat Miriam teruggekeer het nie. Daarna het die volk van Gaseroot af weggetrek, en in die Paran-woestyn kamp opgeslaan. As ons na hierdie gedeelte kyk, dan leer ons baie oor hoe die Bybel werk. Ons sê die Heilige Gees het die Bybel geïnspireer, maar die Heilige Gees inspireer mense nie net om sekere feite raak te sien nie. Hy inspireer ook mense om sekere stylfigure, sekere slim skryfwerk voor te lê, sodat ons ook daardeur regtig waar op 'n ontdekkingsreis gevat kan word. Die Heilige Gees leer vir ons baie uit hierdie gedeelte, maar as jy hom so vinnig lees, dan gaan jy dink, liewe ouers, wat sê hierdie stukkie geskiedenis van Moses, Aaron en Miriam vir ons? Dit begin waar hulle 2 kla. Dis nou Miriam en Aaron. Hulle kla omdat Moses vir hom 'n Kasitiese vrou geneem het. Kus, dis nou Ethiopië meer Sudan. So Moses het regtig waar vir hom 'n swart vrou geneem, en dit het hulle gepla. Nou sê die Bybelskrywer, ja, Moses het dit gedoen, hulle feite is reg. Was dit regtig waar hulle probleem? Nee, hulle het 'n ander probleem gehad. En die interessante is, hulle self het die geheim verklap. Kyk net na die eerste 2 verse. Miriam en Aaron het teen Moses uitgevaar oor die kasiet wat hy as vrou geneem het. Ja, hy het 'n kasiet as vrou geneem. Hulle het gesê, is dit dan net deur Moses wat die Here praat? Het hy nie deur ons ook gepraat nie? Vinnig lei die Here vir ons om hier die vraag te vra, wat is hulle regte probleem? Is hulle regtig waar so ongelukkig oor Moses se vrou? Is daar nie iets diepers aan die gang nie? En inderdaad,
In hulle eie woorde hoor ons dit. Dit gaan oor die feit dat Moses in hulle oë voorgetrek word deur die Here. Wie is Moses dan nou dat hy hierdie witbroodjie is? Wie is Moses dat hy baas speel oor ons? Wie is Moses dat hy dink? Die Here praat net deur hom. Die Here het tog al deur ons ook gepraat. En hulle is reg. Die Here het al deur Miriam en Aaron gepraat. En 'n mens kan op 'n manier hulle verstaan. Miriam is waarskynlik die oudste kind, want toe Moses 'n babietjie was, het sy daar by die Nylrivier hom opgepas. So Miriam kan redeneer, as dit nie vir my was nie, wat sou dan van Moses geword het? Hy sou 10-1 in die rivier verdrink het of 'n krokodil sou die babietjie opgevreet het, maar ek het gesien hoe hy by die farao se dogter aankom en ek het gesorg dat hy teruggaan daarna toe, maar dat my ma vir hom sorg. Ja, Moses, jy is baie aan my verskuldig. En Aaron was omtrent 3 jaar ouer as Moses, terwyl Moses in die paleis 'n lekker rykmanslewe gehad het, het Aaron gesukkel en stene gemaak en al hierdie dinge. So Miriam en Aaron was ouer as Moses en hulle het swaarder gekry as hy, so wie dink Moses nou is hy? Nou lees ons Moses was 'n baie nederige mens, meer as enige ander mens, maar die Here het gehoor wat Miriam en Aaron sê. Hulle het met Moses gepraat, maar die Here het dit gehoor. En onmiddellik het die Here iets besef. Hierdie gaan nie oor Moses nie. Hierdie gaan oor die Here self. Hierdie gaan nie oor Moses se vrou nie. Hierdie is 'n vraag, waar kom Moses se gesag vandaan? En die Here sê, kom aan, tabernakel toe. Hulle moet by die ingang van die tent van samekoms by mekaar kom. Nou dis so goed soos die skoolhoof wat sê kantoor toe, ons weet, hier kom probleme. Moses, Aaron en Miriam het toe na die tent van samekoms toe gegaan, en toe hulle daar kom, hoe sal 'n mens dit sê? Die Here was regtig waar kwaad en hy het besef, hy moet nou ernstig praat met Miriam en Aaron. Julle sien, ons lees dat Miriam en Aaron teen Moses uitgevaar het, so dit was dalk nie een aand stilletjies voor hulle gaan slaap het, en dit was 10-1 voor die hele volk. Dis wat mense kan aflei, dat hulle uitgevaar het teen Moses. Wie dink jy is jy? Hoekom is jy baasspeelerig? Almal het dit gesien en die Here het besef, hier moet hy nou vinnig werk maak. Dan verduidelik hy vir hulle. Hy verskyn aan baie profete, in visioene, in drome. Hy praat met hulle soos in raaisel, so sê die Here. En as 'n mens van die profeseer luister, dan is van die goed nou nogal half soos raaisels. Maar, luister wat sê die Here van Moses. Met my diensknegt Moses is dit anders. In my hele huishouding is hy betroubaar. Van aangesig tot aangesig praat ek met hom. In 'n verskyning, nie in raaisels nie. Die verskyningsvorm van die Here sien hy. Die Here kom sê vir hulle baie duidelik. Dis nie dat hy ander profete afskeep of dat hy selfs Miriam en Aaron ignoreer nie, maar hy het 'n besondere verhouding met Moses. Die Here sê Moses is betroubaar en die Here praat met Moses reguit, nie in verskynings of visioene nie. Hy praat met hom soos wat 'n man met sy vriend sou praat. Ek dink dit maak baie sin, hierdie hele deurtog deur die woestyn, dit was nie sommer maar net 'n gewone situasie nie. 600,000 het ons in Numeri 11 gelees, en hulle moet kos kry, hulle moet water kry, hulle moet gelei word. Dit moes 'n logistieke nagmerrie gewees het. En die Here het nie vir Moses drome, visioene, gesigte, raaisels gegee om die ding mee te doen. Die Here het vir Moses gesê, nou dit, nou dat. Hoe die Here dit gedoen? Een van die voorbeelde is dat die Here in die vorm van 'n wolkkolom daar by die tabernakel was, en as die Here dan wegbeweeg, as die wolkkolom wegbeweeg, het hulle geweet die Here trek nou, en dan het hulle die tent opgeslaan, die kamp opgeslaan, en hulle het agter die Here aangegaan. Daar weer die tent van ontmoeting opgeslaan, en daar gekamp. So die Here maak nie verskoning nie. Hy praat met Moses anders as deur die ander. Skeep hy die ander af? Nee. Maar hy het 'n besondere taak met Moses, en daarom het hy 'n besondere manier om met Moses te praat. En dan vra hy reguit vir hulle, was julle nie bang vir wat julle nou gedoen het nie? Waarom was julle dan nie bang om teen my diensknegt Moses uit te vaar nie? Bang vir Moses? Nee,
bang vir die Here. Want in hierdie hele proses het hulle gedink aan, wat is die normale, die oudste neem die leiding, wat is logies, ja, Moses is een van ons, hy is maar net 'n mens. Nee, dit gaan nie oor die logiese en die normale nie, dit gaan oor, wat is God besig om te doen? Hulle het nie besef dat tot hiertoe, as dit nie vir God se leiding was nie, sou Moses dit nie reg gekry het nie. Hulle het teen Moses uitgevaar, maar vir wie was hulle eintlik kwaad? Teen wie het hulle in werklikheid uitgevaar? Teen die Here self. En dan kom die Here en hy doen iets verskrikliks. Toe die Here weggaan, het Miriam 'n velsiekte, iets soos malaatsheid. En Aaron sien dit en Aaron besef, hier het ons nou nie net met Moses te doen, hier het ons met die Here te doen. En na wie toe gaan hy? Dit is so ironies. Aaron het vir Moses gesê, asseblief my Heer, moet tog nie die straf vir die sonde wat ons in dwaasheid begaan het, op ons lê nie. Op 'n manier besef hy, ek staan skuldig voor die Here, Moses moet nou inklim, Moses moet nou help. En wat doen Moses? Hy klim in en hy help, hy bid 'n baie kort gebed. O God, asseblief, maak haar tog weer gesond. Miriam is verslae, hierdie siekte het haar getref. Aaron besef, ons het 'n groot fout gemaak, hy gaan na Moses toe. Ek dink hy was skaam om na die Here toe te gaan. Hy kla omdat die Here op 'n besondere manier deur Moses praat, maar as daar 'n probleem is, gaan hy na Moses toe. Moses bid en wat sê die Here? Die Here sê, goed, ek is 'n genadige God, ek verstaan hulle, maar ek verskoon hulle nie. As 'n pa sy kind in die skande gebring het, hier word gepraat van 'n pa wat spoeg op sy kind, dis vir my vreeslik, maar destyds as jy in die openbaar op iemand spoeg, dan is dit 'n verskriklike skande. As 'n pa op sy dogter spoeg, is hy vir 'n week lank in die skande. So kom die Here dan en hy sê, goed, Miriam het in die openbaar teen Moses, eintlik teen die Here uitgevaar. Daarom, sy het nou 'n siekte wat in die openbaar is, en die mense moet besef, hulle moet twee dinge besef. Aan die een kant, God is genadig, maar aan die ander kant, jy kan nie met God mors nie. Daarom, vir 'n week lank sal sy siek bly. Vir 'n week lank moet sy uit die kamp uit wees. En almal weet daarvan, en almal weet, ons kan nie verder trek voordat Miriam nie gesond is en terugkom nie. Julle sien, dis nie dat God haar nou hel toe wil stuur, omdat sy hom bevraagteken het nie, nee. Die Here wil orde herstel, hy wil hê dat die mense moet sien, dat jy moet gehoorsaam wees aan die Here, jy moet luister na die Here. En as jy dit nie doen nie, gaan jy die gevolge dra, maar in sy groot genade kom God, en 'n week later is Miriam gesond, die Here het met ander woorde Moses se gebed verhoor, sy is terug in die kamp, en hulle trek verder. Wat leer ons uit hierdie gedeelte? Ek dink hier kom 'n baie belangrike les vir ons. Miriam en Aaron het met Moses beklei oor sy Kesitiese vrou. Maar kan julle sien, die vrou kom nêrens weer ter sprake nie. Dis nie dat God die onderwerp verander het nie, dis dat God sê, goed, hierdie vrou is maar net die verskoning. Wat is julle werklike probleem? Hulle het die werklike probleem self op die tafel gesit. Hulle is ontevrede met die manier hoe God Moses hanteer. En God het dit vir hulle verduidelik, God het hulle, kom ons sê, gestraf vir 'n week lank oor dit wat hulle gedoen het, en toe is alles herstel en toe kan hulle aangaan. Ek en jy wat hierdie gedeelte lees, ek dink die Here kom op 'n wonderlike manier om vir ons te help. Ek is kwaad oor baie goed. Ek is verskriklik geïrriteerd. Ek wil die woord gebruik, baie keer nie op 'n goeie plek nie. Hoekom nie? Baie dinge wat gebeur. Maar weet julle wat? Ek probeer die regte rede vir my irritasies ontken, want baie keer is dit goed waarna ek nie iets kan doen nie. Ek is ongelukkig met die ekonomie. Ek is ongelukkig met my salaris. Ek is ongelukkig met die potholes in die pad. Ek is ongelukkig met die misdaad. Ek is ongelukkig met die regering. Wat kan ek daaraan doen? Baie min. Maar wat gebeur nou?
Ek is gefrustreerd, ek is geïrriteerd. En nou kom my kind by die huis en sy doen iets wat ek nie van hou nie. Kom ons sê, sy laat haar goed net hier so op die vloer neerval en sy tel dit nie op nie en ek struikel daaroor en nou beklei ek met haar. Ek beklei met haar oor haar goed wat in die pad lê. Maar is dit regtig my probleem? Nee. Die hele wêreld se politiek en ekonomie is my probleem, maar ek haal dit alles op haar uit. Hoeveel keer gebeur dit nie? Dat jy is gefrustreerd by die werk en op wie haal jy dit uit? Jou vrou en jou kinders. Hierdie gedeelte gebruik die Here om vir ons te sê, kry perspektief op jou werklike probleme en hanteer dit. Baie keer is daar wrywing in die huwelik. Waar kom dit vandaan? Dit waaroor die wrywing gaan, is baie keer nie die probleem nie. Kom ek dink aan 'n voorbeeld. Ek het skuld gemaak, of kom ons sê, ek het 'n belegging gemaak wat nie so goed gedoen het nie, nou het ek geld verloor. Nou besef ek moet vir my vrou sê, ons sal moet spaarsaam werk want ek het 'n fout gemaak. Gaan ek dit so vir haar sê? Nee, ek weet ek moet, maar ek stel dit uit, ek probeer hierdie plan maak, daardie plan, dalk tel die belegging op, dalk dit, dalk dat. Kort voor lank vergeet ek wat die eintlike probleem is. Al wat ek sien is my rekeninge wat ophoop en my begroting wat nie uitwerk nie. En nou kom my vrou van die winkels af met 'n klomp pakkies en wat gebeur? Ek ontplof. En ek sê haar sleg omdat sy so geld mors, dink sy miskien die geld groei op my rug, al hierdie tipe van dinge. En sy is uit die veld geslaan. Waar kom hierdie ding skielik vandaan? En kort voor lank is daar regtig waar spanning. Waar lê dit? Dit lê by die feit dat ek myself om die bos lei. Ek is nie eerlik met myself nie. Ek het nie toe ek 'n fout gemaak het, dadelik na haar toe gegaan en gesê, hier is die probleem nie. Ek het 'n oënskynlike probleem, maar die werklike probleem is veel dieper as dit. Ek is in die moeilikheid by die werk, ek het iets vergeet om te doen. Ag, dis nie so erg nie, die besigheid gaan nie bankrot raak nie. Dis hierdie baas wat net so fyngevoelig is, hy wil altyd fout vind aan alles. Nee, ek het 'n fout gemaak. Erken dit, hanteer dit en gaan aan. My kind, as my kind net dit of dat, as hierdie of daardie probleem net sal weggaan, daar's soveel goed wat my lewe letterlik hel maak. Maar ek is nie altyd eerlik daaromtrent nie. Ek soek fout by ander dinge. In hierdie gedeelte kom die Here baie duidelik na ons toe en hy sê, wat was die eintlike probleem? Moses se vrou, hulle skoonsister? Of die feit dat hulle gevoel het, Moses is in 'n bevoorregte posisie? En hulle moes vrede maak vir die feit dat Moses in 'n bevoorregte posisie is. Dis die taak wat die Here vir hom opgelê het. Dis hoe ons verder gaan. Ek dink ek verstaan hierdie baie goed. Partykeer is daar iemand wat in 'n posisie, sê nou maar by die synode, by die kerk is, dan dink ek, o heerlikheid, daardie persoon ken ek. Hy is, ek kan seker nie sê skelm nie, maar ek sal hom nie met finansies vertrou nie, en kyk net in watter posisie word hy aangestel. Partykeer is dit ook maar net suurdrywe van my kant af. Ek het beter gedoen in 'n eksamen as hy, nou kry hy hierdie pos. Hoekom kry hy die pos? Omdat hy goed is met administrasie, met bestuur, management. Nou kan ek vra, Here, hoekom het hy die pos en nie ek nie? Ek weet ek is nie goed met management nie. Nog erger, Here, hoekom het U nie vir my die gawe gegee van bestuur nie? Dan sou ek daar gekom het, ek sou 'n goeie werk daarvan gemaak het, ek sou eerbaar gewees het, ek sou aan U al die eer gegee het. Julle sien, ek vind fout met hoe die Here die dinge doen. Dit gaan op die ou einde oor die eie ek, dit gaan op die ou einde oor ek wat myself in 'n beter posisie wil stel, ek wat afgunstig, jaloers is, en dit lei tot geweldige irritasie, ongeduld en spanning. Die Here kom in Numeri 12 en hy sê vir my, as ek geïrriteerd is, as ek ongeduldig is, moet ek gaan stil sit en vra, wat pla my? Nie die oppervlakkige dingetjies nie, wat diep binne kan pla my. Ek dink aan die einde van hierdie hele episode was Aaron en Miriam se verhouding met die Here op 'n baie beter plek as voor die tyd. En God het voortgegaan om
naas Moses ook vir hulle te gebruik. 'n Goeie einde aan 'n mooi storie wat baie maklik lelik kon gedraai het. Ja, my Here, die storie van hulle skoonsister Moses se swart vrou. Ja, wat daarvan? Here, wat nou daarvan? Dit moes hulle self oplos. Dis 'n kleinigheid. Nee, Here. U kan nie sê dis 'n kleinigheid nie. Dis 'n groot storie vir ons. U moet vir ons 'n antwoord gee. Hoe moet 'n mens oor sulke dinge redeneer? Dis hier waar die Here kom en hy by implikasie sê vir ons dat hy nie die klein probleempies in ons lewe vir ons gaan oplos nie. Mense gebruik die woord micromanagement. Die Here doen nie die micromanagement in jou lewe nie. Dit moet jy self doen. Wat die Here wel vir jou mee gaan help is die belangrike goed soos jou verhouding met die Here, jou tevredenheid met wat die Here doen, jou vergenoegdheid met jou lewe met die Here. Is dinge soos 'n rasgemengde huwelike groot ding? Ja, maar ons kan dit hanteer. As dit kom by my verhouding met die Here, dan is daar dinge wat net God kan regmaak. Net God kan 'n harde hart sag maak. Net God kan vir my daardie diep tevredenheid gee wat spruit uit 'n verhouding met hom. Daar is baie probleme wat ek moet oplos, wat ek self moet oplos. En ja, die Here gaan my lei. Maar ons moet begin by die begin en dit is hierdie diep vraag wat dalk mag spreek van onvergenoegdheid met die Here. Gewoonlik sluit ek af met 'n gebed, maar ek wil hierdie gebedsgeleentheid 'n bietjie anders hanteer. Ek wil dat ons in stil gebed die volgende paar oomblikke gaan deurbring. Stil gebed waarin ek 'n paar vrae vir jou gaan vra wat jy eerlikwaar voor die Here moet vra, waar jy voor die Here moet leiding vra dat die Here vir jou help om hierdie dinge te hanteer. Kom ons bid saam. Here, wie of wat is die kasitiese vrou in my lewe? Wie of wat is dit wat my irriteer, wat my ongeduldig maak? Hoekom pla dit my so? Here, as dit 'n probleem is wat ek iets aan kan doen, help my om dit te doen. Want dalk is dit 'n probleem wat nie buite my lê nie, maar binne my. Dalk is daar iets in my wat U wil hê ek moet verander. Wys vir my, Here, waar daar in my lewe trots of jaloesie is, vrees of selfbejammering, dinge wat my oordeel beïnvloed. As daar dinge uit my verlede, uit my kinderdae is wat ek nog nie verwerk het nie, wys dit vir my, Here. Here, gee my die nederigheid om na U stem te luister, eerder as na my eie beskuldigings. Dit wat my pla, ek kom gee dit vir U, ek kom lê dit aan die voete neer, en ek vra, Here, dat U my sal vul met U Gees, sodat ek elke dag in U vrede kan leef. Amen.
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees is en bly by elkeen van julle. Amen.